Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en ek is so dankbaar om weer eens hier te kan sit en hierdie wonderlike boek en hooglied met al sy verborgenhede met julle te kan deel en om te kan sien hoe die Here na ons kyk. Dit is vir my altyd oorweldigend as ek al hierdie goed lees. Dat God in sy grootheid hom so ontferm en so bemoeienis met ons maak in elke detail van ons lewe. Nou, ons het gesien laas hierdie in sessie 9, hoe hierdie geweldige gedaanteverandering, hierdie openbaring wat sy gekry het, om in 'n nuwe identiteit te wandel, om te sien wat 'n nuwe identiteit is. Maar hierdie volgende paar versies is dit die koning wat na haar kyk en hy sien so baie dinge raak en die verandering wat aan haar plaasgevind het, en dit is vir my so lekker om dit te deel. Dit sal jou bemoedig om te weet, want die Here sien elke facet van jou lewe sien hy raak. Elke dingetjie wat jy doen vir hom, en alles sien hy raak. En hierso prys hy haar. Nou dit het my dink aan 2 Korintiërs 16, 2 Kronieke 16 vers 9 wat sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hy kyk na elke een wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hoofstuk 4 vers 1 sê, hoe mooi is u tog, my vriendin, hoe mooi is u, sê 2 keer vir haar, hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe. Nou duif spreek ook van insig, sy het insig in geestelike dinge verkry, haar denke is ook vernuwe, daar is ook 'n sagtheid in haar oë en hy bly die enigste visie voor haar. Sy kyk net na hom, deur die sluier heen. Hy wil nie haar skoonheid vir die wêreld wys nie. Dit is die eerste keer dat ons hier lees, dat sy nou bedek is met 'n sluier. Nou wanneer hierdie maagd bruid, die vorm van die bruid begin aanneem, dan maak hy haar toe met 'n sluier, want hy wil nie hê die wêreld moet haar skoonheid sien nie, want daai skoonheid is vir hom alleen. Wat 'n wonderlike boodskap is dit nie, haar skoonheid is vir hom bedoel. Die ander betekenis is dat die wêreld haar nie meer sal kan verstaan nie, want sy is agter hierdie sluier toegemaak. Die geestelike insigte wat sy verkry het en die oë soos duiwe is totaal onverstaanbaar vir hulle wat nie die gees het nie. Dis hoekom mense jou nie sal verstaan nie. As jy in hierdie dieper verhouding met hom ingaan, dan sal hulle dink, dit is te. Die hare is soos, hare stel spesiale toewyding en gehoorsaamheid voor, soos in die geval van Samson. Sy lang hare was 'n teken van 'n toegewydheid en was 'n teken dat hy geheel en al oorgegee was aan God. Kudde bokke, wat van die gebergte van Gilead afgolf. Gilead beteken hill of testimony. Die bokke is gewoonlik wit, as hulle klaar geskeer is. En wanneer die skrif na bokke verwys, word dit gewoonlik gekoppel aan die offers wat gemaak word vir sonde. Maar hier word bedoel 'n offer aan God, soos wat in Romeine 12 vers 1 van praat. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Ons moet ons liggaam beskikbaar stel, dit behoort nie meer aan ons nie, dit behoort aan God as 'n heilige, welgevalle offer aan God. Dit is julle redelike godsdienst, sê Romeine 12 vers 1. Hoofstuk 4 vers 2 van Hooglied sê, u tande is soos. Kom ons kyk eers na die tande. Tande spreek van voedsel wat fyn gekou kan word. Dit spreek van begrip en geheue. Jy weet wat jy geëet het en dit is vir jou lekker, jy onthou dit. Vir 'n lang tyd, hierdie steak was daarom maar lekker, jy onthou dit.
Dit spreek van 'n begrip en geheue om te verstaan en te onthou. Jy herkou die voedsel wat vir jou voortgesit word. Die woord is voedsel wat vir ons gegee word, en om goeie tande te hê, is om daardie voedsel fyn te kou en dan te absorbeer, en dan begin jy dit te verstaan en te onthou. As jy voedsel van hom af kry en jy neem dit in en jou tande maal en kou dit fyn, dan word dit eie aan jou. Dit absorbeer in jou hele liggaam en dit laat jou groei. Geestelik is dit net so. Paulus het vir die Korintiërs gesê, ek kan nie met julle praat soos met volwasse mense nie. Julle is kinders in Christus, julle is babetjies. Ek moet julle nog met melk voed. En hoe lank bly ons nie in daardie kinderlike toestand wat ons met melk gevoed word nie, maar die Here wil hê ons moet voortgaan na hom toe, om van hom te eet. Kudde beteken, hy sê, u tande is soos kudde. Kudde verwys na skape wat kan onderskei wat se voedsel vir hulle voedsaam is en watter nie. Jy moet sorg dat jy by 'n plek en 'n groep en 'n geestelike groep is wat volwasse voedsel gee. Anderste gaan jy kinders bly. Pasgeskeerde skape spreek van wol, wat pasgeskeer is. Wol simboliseer vlees. En jou natuurlike ywer vir die Here is daai vlees wat die Here moet strip. Dit word nie gedryf deur die Heilige Gees nie. Pasgeskeerde skape is 'n simbool van haar natuurlike sterkte wat gestroop is. Hulle drinkplek is by die fontein van lewende waters wat Christus is. Dis waar ons moet drink. Ons moet drink by die water van die lewende water wat Christus vir ons gee. Maar hier is 'n vergelyking gemaak. Tande is soos, dit beteken dat haar vermoë en krag om geestelike voedsel te absorbeer en fyn te kou nie bestaan uit natuurlike vermoëns nie. Sy is gesloop van alle natuurlike sterkte. Dit is wat pasgeskeerde skape simboliseer. Pasgeskeerde skape, die Here stroop jy altyd van daai natuurlike sterkte, daai vleeslike dinge wat jy vir hom wil doen. Hy sloop jou daarvan. Dit is pasgeskeerde skape. Die lippe is soos 'n skarlakenband. Nou lippe, as jy God liefhet en jy wil hom dien, is al jou aandag en gevoelens op hom gevestig. En jou lippe sal uiting gee aan daardie uitdrukking van jou liefde vir hom. Hy sê, die lippe is soos 'n skarlakenband. Dit is soos die rooi skarlakenband van Ragab wat spreek van genade. Die woorde van haar lippe is sag en is lieflik vir haar beminde, omdat haar woorde van wysheid en insig is. Net hy kan dit verstaan. Dan sê hy, u mond is lieflik. Haar mond is lieflik omdat daar net woorde van kennis, wysheid en genade uit haar mond deur haar lippe gespreek word. Dit maak haar mond lieflik, want wat daar ingegaan het, is geabsorbeer. Die voedsel wat sy geëet het, is geabsorbeer. En dit kom weer daaruit in die vorm van woorde en wysheid, liefde en genade. Is dit nie wonderlik nie? Die slape is soos 'n granaatskyf deur die sluier heen. Die slape is 'n voorstel van haar denke. Haar denke slape is oop en bloot voor haar beminde, soos 'n oopgesnyde granaat. Hy kyk in haar diepste emosies en ken elke gedagte, en dit is bedek met die sluier vir die wêreld om dit te sien. Dit is net vir haar beminde. Haar diep uitroepe vanuit haar siel kan alleen deur hom gesien en verstaan word. Die wêreld sal nie verstaan wat haar soeke nou is en wat sy nou soek nie. Hoofstuk 4 vers 4, u hals is soos die Dawidstoring. Nou, hals is die nek. In die nek lê die krag van die siel en dit verteenwoordig die wil van die mens. Ons ken die woord, mense is hardnekkig, nee. So hulle wil nie, hulle is stiff-necked, is die Engelse woord. Die nek word vergelyk met die toring van Dawid. Dawid sê in Psalm 41 vers 4, want u het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Nou, die hals is soos die Dawidstoring, gebou met muurkraanse waar die 1000 skilde aan hang, almal skilde van helde. In hierdie toring van Dawid was muurkraanse en duisende skilde van oorlogvoering, wat 'n aanduiding was van al sy oorwinnings wat hy behaal het. Tydens aanvalle in haar lewe het sy genoegsame innerlike wapens teen die vyand om in oorwinning uit te tree, want Jesus het klaar oorwin. En dis 'n simbool van Jesus se skilde wat teen hierdie muur hang.
Alles dui van oorwinnings en sy leef vanuit hierdie oorwinning. Sy staan in die geloof van al die oorwinnings wat behaal is en waarvan hierdie skulde 'n getuienis is. Net so moet ons leef vanuit hierdie oorwinning wat Christus aan die kruis behaal het. Die geveg is verby en ons staan in oorwinning. As ons kyk na ons nuwe identiteit, dan sien ons staan in oorwinning. Hoofstuk 4 vers 5. U twee borste is soos twee lammers. Nou borste is die oorsprong van die emosies. Dit kan verduidelik word as twee dele van die bors wat gelyke balans moet hê. Die twee onmisbare dele van ware emosies is ons geloof en ons liefde, waarmee ons die Here omhels. Met geloof en liefde word ons nader na hom toe getrek. Geloof en liefde gesamentlik is die enigste samestelling deur wie ons met Christus kan verenig. Daarom is hulle soos twee dele van die bors wat 'n gelyke balans gee vir die emosies van die geliefde teenoor haar koning, die tweelinge van 'n gemsbok. 'n Jong gemsbok is skugter, skaam en word baie maklik skrik op die lyf gejaag, maar is uiters rats. Die twee jong gemsbokke is sinnebeelde van daardie twee onskenbare geestelike emosionele toegeneentheid wat ons vir die Here bewaar. Sulke emosies is nie vir die algemene publiek nie, as gevolg van 'n hulle sensitiewe en tedere geaardheid. Hulle is net vir haar beminde bedoel. In vandag se lewe, waar die mense so vol last en vol goeders is, maak hulle alles wat mooi is, lelik. En mag die Here hierdie wonderlike begrip ook vir ons openbaar in sy heiligheid, wat hy met dit bedoel. Wat onder die lelies woon. Die implikasies is dat liefde en geloof van die genade in 'n omgewing geplaas moet word waar sy gevoed kan word en waar sy kan groei, waar die omgewing geskik is en paslik is vir haar, vir die natuur wat sy vir God ontvang het. Dit is as jy jou gaan skaar by mense wat in dieselfde visie het as jy. Lelies verwys na die omgewing en gee uitdrukking aan die versorging, heiligheid en die belofte van daardie dinge wat van God af is vir die ontwikkeling en geestelike kenmerke. Hulle floreer wanneer hulle in 'n hemelse atmosfeer groei en word gevoed in reinheid. Nou wat belangrik is dat ons met mense moet fellowship wat hierdie selfde liefdes toegeneentheid het teenoor Jesus, wat dieselfde liefdesdryf, die lovesiek toestand in ons het vir hom, en as jy met sulke mense om jou fellowship, dan gaan jy groei in hierdie liefdesverhouding met Jesus, totdat die aandwind waai, en die skaduwees vlug, sal ek gaan na die Middelberg en na die Wierookheuwel. Sy is, daai woord totdat, dit dui op 'n tyd. Sy is bereid om dat die Here in haar lewe sal werk, al is dit nie lekker nie, totdat die skaduwees vlug, totdat al daai dinge uitgehaal is wat God nie behaag nie. Dit dui op 'n tydperk. Dit het te doen met tyd. Hoe lank is hierdie tyd? Sy wil hê dat die werk in haar voltooi moet word. En sy sal nie stop totdat hierdie skadukolle wat nog in haar lewe is, verdwyn nie. Sy sê ek sal gaan in die Middelberg en die Wierookheuwel. Omdat sy haar eie transformasie beleef, is sy nou bereid om in die Middelberg en die Wierookheuwel te bly, totdat al die skaduwee in haar lewe verdwyn het. Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie. Is dit nie mooi as die Here dit vir jou kan sê nie? Voorheen het die koning net gesê, hoe mooi is u tog? Nou sê hy, alles is mooi aan u. Met ander woorde, hy sê nou dat sy in alles mooi geword het, omdat alle skadukolle verwyder is deur die dieper werking van die kruis in haar lewe. Daar is geen gebrek aan u nie. Op hierdie stadium is daar niks van 'n ou lewe te bespeur nie, maar net die heilige en hemelse opstandingslewe van die Here Jesus. Dit het begin gestalte kry in haar lewe, omdat sy haar volle deel van seëninge opgeneem het. Onthou, sy het hierdie seëninge wat Christus vir ons aan die kruis bewerk het, sy het daai volle deel van hy seëninge opgeneem. Sy staan nou op nuwe grond in sy opstandingslewe. Ons kan haar nou sien as iemand wat algeheel lieflik is in die oë van die Here. Is dit nie? Dit is te groot om in woorde uit te spreek.
as die Here vir jou sulke dinge sê. En ek glo daar is baie mense vandag, as ons so met mense te doen het, dan sien ons die toegewydheid wat hulle het in God se koninkryk, om hom te dien met alles wat in hulle is, om hulle hele lewe neer te lê, en om hom en om hulle liefde aan hom te openbaar. En ek weet dat die Here sien vir jou raak. Jy weet miskien daar een kant is en voel, jy is verstote en jy is alleen, maar jy het hierdie liefdesverhouding teenoor Christus. Hy sien jou raak en hy gaan vir jou een of ander tyd oprig om daardie passie van jou oor te dra aan mense wat dit nie het nie. Ek bid dat die Here ons daai passie sal gee, dat mense aangeraak sal word deur 'n passie van liefde vir hom, want as ons sien hoe groot hy is, dan kan ons nie anders as om net in awe te staan en te sê, Here, maar dit is onbeskryflik, al hierdie dinge wat U vir ons wys en U vir ons gee, is net onbeskryflik. Ons kan dit nie vir mens, daar's nie woorde wat dit kan uiter nie. En ek bid dat die Here jou sal seën, wat werklik liefde en 'n passie vir hom het, dat hy werklik jou met sy Heilige Gees sal bekragtig, en jy moet dit weet, as die Here met jou besig is, dan vat hy jou soms op 'n pad van alleenheid, waar hy jou heeltemal stroop van vriende, vriendinne en wat ook al vir 'n tydperk, waar hy regtig homself aan jou wil openbaar. En ek bid dat jy in hierdie dag sal weet dis hy wat in jou werk, en sal weet dis hy wat jou wil, daai transformasie in jou werk, waarna die Vader kyk. Dis die Vader se begeerte. Ons bid, Vader, in die wonderlike naam van Jesus, dat U elke een wat U met die 'n passievolle liefde liefhet, dat U vir hulle sal bekragtig met die Heilige Gees, dat U hulle 'n salwing sal gee en hulle sal bekragtig, dat hierdie geur van wierook en mirre versprei sal word, Here, en dat dit harde harte sal aanraak, en dat U hulle sal gebruik om mense wat honger en dors is, te voed en die dors te les, dat U fontein van lewende water deur hulle sal vloei. Ons bid dit in Jesus naam.